Nog geloof offer in hierdie plek. Amen. Dankie, jy kan die sitplek neem. Susan, baie welkom hier so by ons. As jy iemand wat vir die eerste keer hier is net jy mos. Baie welkom. Jy sien is lekker hier so, nee. Goed, voor ons begin wil ek net 'n paar gevreelde woordjies sê. Ek wil vir julle almal baie dankie sê. Elkeen wat in hierdie kerk is vir elke bydrae wat julle lewe. Ek sê vir die mense dankie wat die fans, ligwaaiers hier ingesit. Julle weet ons is so geseënd by die kerk. Mense kom net na vorentoe. Hulle bring goed, hulle gee goed. Hulle sien hier kort iets, dan bring hulle dit. So ons is geseënd in hierdie kerk. Kan ons amen sê? En ek wil vir elkeen van julle sê, julle moet weet, julle word diep gewaardeer deur die leierskap van hierdie kerk, deur ek en my vrou en elkeen. En dan wil ek net iets sê. Vrydag het ons gereelde Enrico diens gehad vir jong mense daar by Riebeek Rand skool. Hier was baie van ons mense daar, baie van ons mense. Het jy gesien, Rico? So ek wil vir julle aanmoedig en sê, as ek nou iemand vra om te getuig, dan sal hulle kom getuig. Julle moet eintlik kom kyk wat gebeur onder die jong mense vandag. Dit was wonderlik, amazing. Nee, Jaco. Jaco was daar, hier was baie mense. So kom ons wees deel. Ons kan nie by die huis te sit 'n verandering maak nie. Goed, nou het ek klaar gepraat. Ek het almal welkom geheet. Ek is alles. Is julle reg vir die woord? Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie dat ons reg is vir die woord, Here. Dankie dat ons hart oop is, ons gedagtes oop. Ek wil bid dat U die woord sal seën. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie, Here, dat ons weet dat U goed is vir ons. En ek bid dat U wil sal geskied met dit, dat U vir my sal help, dat ek 'n oop kanaal sal wees om te kan sê, so spreek die Here. Amen. So die tema van my woord vanoggend is 'n ander dam se eende. Nou, ek het dit gekies spesiaal vir die juffrouens en die slim mense hierso, want baie mense, dit is nie, ek praat nie sleg van kerke of dit nie, maar Afrikaanse mense gaan na Engelse kerke toe, en die pastoor is ook Engels, naderhand word hy ook Engels, maar julle weet ons het so mooi taal. Hoe gaan jy dit in Engels sê, ander dam se eende? Hoe gaan jy dit in Engels sê? Sê vir my, dis 'n Afrikaanse ding, ons is trots Afrikaans, en die Here werk ook in Afrikaanse kerke, kan sê amen daarop. So wat beteken dit wanneer jy sê 'n ander dam se eende? Wie kan probeer? Ek weet jy gaan verkeerd wees, maar ek gee 'n kans. Steek op jou hand en sê vir my wat sit. Wat beteken dit? Dis 'n idioom. Niemand nie. Ons is Afrikaans. Nie een van julle weet wat dit beteken nie. Ek weet, maar ek het ook nagekyk wat dit beteken. Dit beteken dit het niks met my te doen nie. Ek gee nie om daarvoor nie, en ek worry nie ook wat gebeur nie, worry nie, ek is nie bekommerd oor wat gebeur nie. Dis wat beteken ander dam se eende. Het julle dit geweet? So dit is hoe baie mense lewe vandag. Hulle is ander dam se eende. Hulle gee nie om nie, hulle worry nie, as ek mense praat oor die kerk, nee, dis nie vir my nie, ek worry nie, ek hou nie van die kerk nie, en die en daai. Dis die eerste punt. Maar die tweede punt, ek het 'n ding gekyk op die TV, ander dam se eende. Daar is, ons woorde kan so verander, né? Ons woorde, Afrikaans is so wonderlik. Daar's 2 manne wat na Amerika toe gegaan het, en hulle daar rond getoer. Julle weet wat 'n program ek nou van praat. Ek sien Heinrich ken hy program. So hulle daar getoer, en nou noem hulle self ander dam se eende. Wat hulle bedoel, hulle kom van Suid-Afrika en hulle gaan in Amerika, hulle toer daar rond. Julle moet kyk na daai program, is eintlik baie interessant. En hulle sê hulle was baie verbaas om te sien hoe die Amerikaanse mense hulle nou aanvaar en al daai goeders. Partykeer as ons mense na die kerk toe bring, sal baie van hulle verbaas wees om te sien wat eintlik in die kerk aangaan, en dan sal hulle ook kom en hulle sal deel word van die kerk. En dis hoekom die woord van die Here ook sê, ons is van die wêreld, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. So, ander dam se eende beteken 2 dinge. Die ding wat ek wil oor praat is, ons is in die wêreld, maar ons is nie in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ons is anderste. Afrikaans is pragtig. Ken julle Koos Du Plessis? Koos Du Plessis sing, hy is mos 'n skrywer en hy's 'n digter. Hy skryf 'n liedjie wat sê, daar's te veel met die wêreld gevroetel, daar's te veel met die wêreld gemors.
Die mense leef holderste bolder en die kus wag op die solder. Moet ek dit weer sê? Ken julle daai woorde? Moet ek dit weer sê of ken julle dit? Ken dit, dankie. Nou wat sê hy daar? Hy sê die wêreld is die mekaar. Ons leef holderste bolder en die kus wag op die solder. Dis sy interpretasie van die wêreld. Dis sy interpretasie van waar ons lewe en hoe ons lewe. Kinders van die Here, party mense sê God het 'n groot fout gemaak. God het die aarde geskape, hy het vir Adam en Eva gemaak. Hans, God het Adam en Eva gemaak. En toe gebeur daar verkeerde dinge met Adam en Eva. En nou sê hulle nee, maar God het 'n fout gemaak. En toe het God deur Israel gewerk en dit het ook nie gewerk nie. Hulle sê die wêreldse mense sê die wêreld is buite beheer. God kan nie meer keer. Dit is de mekaar alles. Dis hollerste boller. Die kus wag op die solder en die wêreld is de mekaar. Dis wat die wêreldse mense sê. Is dit so? Dis nie so nie, kinders van die Here. God het 'n plan, al sy goed. Eintlik as ek met 'n tema gegee, dan is dit die plan van God. God het 'n plan. God het 'n plan met elkeen van ons wat hier sit en God het 'n plan met sy kerk, 'n goeie plan. Wat is God se plan? Dat ek sommer dit sê, dan kan ons maar eintlik dan se klaar die belangrike ding. Wat is God se plan? Weet julle? God het een plan. Sy plan is Jesus. Dis God se plan. God se plan is Jesus. En dit is die plan van God. En dit is God se plan. Dit is vandag Februarie maand. Desember het baie mense bonus gekry. Hulle was happy. Party het nie bonusse gekry nie. Ander het bonusse gekry. Nou is dit Januarie maand. Nou Januarie maand, dan die besigheid mense, hulle kom nou by mekaar en dan maak hulle planne. So hulle sê ons gaan uitbrei, ons gaan mense, is dit ontslaan, fire, en ons gaan dinge doen. Die sportmense, ek het gehoor, die een sportou het gesê, die Springbok afrigter, Rassie Erasmus het gesê, ek het 'n plan met hierdie man, hy gaan volgende jaar, ek het 'n plan met hom. En nou wat van die ander? Ek staan in 'n ry, ek wil ook graag rugby speel. Julle weet waarvan ek praat. Nou kies hulle nie vir my nie. Nou wat nou? Waar gaan ek nou heen? Hulle sê, sorry, is nie werk vir jou nie, die werk is klaar. Sorry, ons het nie 'n plan vir jou in die sport nie. En dit is hoe dit werk. Is dit waar? Maar wat van God se plan? God het 'n plan met elkeen van ons. Met elkeen van ons. Hierdie storie van wat ons sê, dit is waar. Ons leef holderste bolder, die kus wag op die solder. Weet julle wat sê hulle? Eintlik het julle al gesien dat jy kry mense, hulle leef jy of bestaan jy? Party mense leef, maar hulle bestaan nie. Ek was nou die dag in Spar gewees. Sien ek 'n man, hy's nog jonk. Hy stoot die trolley. En sy vrou sê stop hier, laai in, maak so. Sy vrou sê vir hom alles wat hy moet doen. Hy's moeg, hy's klaar daai man. Hy leef nie. Hy bestaan net. Hy's klaar. Baie mense so, ken julle sulke mense? En dit is die mense wat Du Plessis van skryf. Hy is klaar. Weet julle wat? Dis my eie ding wat ek nou praat. 'n Geestelike postmortem is vir daai mense geskryf. En die duiwel het daai postmortem geskryf. En die postmortem is mos na dood wat hulle daar skryf. En dan vra hulle daar oorsaak van dood. En die duiwel het vir daai mense dit geskryf. Klaar, hy's reg. En die oorsaak van dood skryf hy in groot letters, sonde. En hy bære daai postmortem en hy wag net dat daai persoon doodgaan en dan stamp hy daai ding. Dan sê hy stamp hom, hy's dood. Hy's eintlik klaar dood, hy lewe net, maar die oorsaak is sonde. Dis sonde om so te lewe, kinders van die Here. Kom ons noem dit reguit. As jy deur die Here geskape is, 'n skepsel van God, is dit sonde om so te lewe. Om te sê holderste boller. Dis mooi woorde en hy het reg gepraat daar, maar ons kan nie so lewe nie. Ons is kinders van die Here, ons lewe anders. Kan ons sê amen daar. Ons is kinders van die Here en ons leef nie holderste bolder nie. Ons leef met 'n fokus, met 'n doel en dit is, ons is ander dam se eende. Ons is nie van hierdie dam nie. Ons is van bo af. Dit is
Ons is so, en ek wil 'n versie lees om dit te bevestig. Hulle sê mense leef holderse bolder deur mekaar, sonder God en sonder rigting. Hulle bestaan, maar hulle leef nie meer nie, en die duiwel skryf dan 'n geestelike postmortem. Maar wat van God se plan? God se plan het ingetree. Kom ons lees Efesiërs 2 vers 4. Hoor hierso, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, vers 5, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak saam met Christus. God maak ons wat dood is lewend. Hy maak ons vandag lewend en hy gebruik ons, ek en u en almal in die kerk om mense te resas, om hulle te laat hulle weer lewendig kry. Hoe kry, is dit waar? Praat ek nonsens vandag? Julle kan maar sê amen of of wat julle ook al wil sê, maar ek weet ek praat die waarheid. God gebruik my en vir jou om ander mense te resas. Dis wat hy sê hierso, want God is ryk in barmhartigheid. Hy het ons deur sy groote liefde, wat hy ons lief gehad het, toe ons dood was. Julle weet, mense wat lewe, wat nie God ken nie, is eintlik dood. Hulle is dood, hulle gees is dood, hulle het God nodig. So as iemand is wat dood is, kom na iemand wat God het, sodat hy vir jou kan help, om God te ken, om God te verstaan. Toe ons dood was deur misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit die genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die heerlike hemel in Christus Jesus. Amen. So baie mense leef so daagliks. Ek ontmoet elke dag mense en ek sien dooie mense. Mense wat dood is. Mense sê vir my, pastoor, ek weet nie wat om te doen nie, maar ek het die Here gedien op 'n slag, maar nou vandag is ek werkloos, ek is godloos, ek is heeltemal die mekaar, ek weet nie wat gaan aan met my nie, en hulle is daai wat klaar geskryf is, sonde het hom doodgemaak, hy wag net om dood te gaan, sodat die duiwel die stamp kan opsit. Ken julle sulke mense? Elke dag van my lewe ontmoet ek sulke mense. En wat maak jou dood? Dis regtig die sonde. As jy daai mense sien en jy praat met hulle, dan sê hulle, nee, maar ek het nou my werk verloor, ek het die Here gedien, nou dien ek nie meer die Here nie, want die Here het my weggegooi, God is nie meer vir my nie, my baas het my weggejaag. As jy na sy baas toe gaan en vra, maar meneer, hoekom het jy die man weggejaag, en sê, want hy sleg, hy wil nie werk nie. Ek sê dit reguit, dit is so. Ek het vir mense werk gekry hierso, en hulle werk net 3 dae daar, sê hulle, nee, dit stink te veel, hulle kan nie hier werk nie. Die man sê, maar ek werk in hierdie stinkheid, en dit sorg vir my familie, my kinders, en my vrou, en almal, en nou wil jy nie hier werk nie. Wat nou? Sonde maak dit. Sonde is dit wat maak, dat jy is waar jy is. Julle weet van wie ek praat. Die spesifieke man wat ek nou van praat, hy is nie hier nie, hoor, ek praat nie met mense nie, jong man, ek kry hom. Maar eerste wat hy staan, toe hy my sien, toe hy begin praat, steek hy eers 'n sigaret op. Ek is nie teen, ja, ek is teen dit. God, ja, ons is verslaaf. Hy sê, nee, pastoor, maar my werk en my goed en my Here, nee, maar ek wil nie meer in die kerk toe kom nie, en baie mense het julle al gesien, mense kom in en uit, hulle so rusteloos hier in die kerk. Dis goede wat binne in hulle is, man. Kom ons raak ons slaaf van hy goed en laat ons die Here voluit dien. Kom ons maak 'n besluit vandag, ons wil die Here voluit dien. Dis goede wat binne in jou is, wat maak dat jy nie in die kerk wil wees nie. Hastig, nee, dit en dit en dit. Dan sê jy, nee, maar die Here het my los. Kind van die Here, God sal jou nooit begewe of nooit verlaat nie. Dis sy beloftes, ons gesing, elke belofte van die woord is myne, en die belofte wat die Here gemaak het, ek sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. En julle weet wat nie, baie keer, ek hou daarvan soms om te preek oor sonde en dit en dat, maar ek dink ons moet meer preek oor die liefde en die barmhartigheid en die genade van God, kan julle amen sê. Nou die dag het iemand my bygekom, ja, ons moet 'n bietjie sonde preek, pastoor. Ek sê, okay, vertel my van jou sonde. Ons moet sonde preek, vertel jou van my sonde, laat ek daaroor kan preek. Daai man kry skaam, hy loop, want ek wil nie van my sonde vertel hierso nie. Maar ek wil hê dat julle wil hê ek moet praat van sonde, maar nie van my sonde nie. Dis waar wat ek sê. So, ons
die Here se genade en goedheid en guns is op elkeen van ons en God het 'n plan met ons lewe. En God se plan is Jesus. Dis hoekom hy sê ek het julle uit die dode uitgehaal. Julle was dood in die sonde. En Jesus het gemaak dat ons uit die sonde uit kan uitkom. In ons misdade, in ons sonde, in ons dinge en goed. En God se plan is Jesus. En dit sluit almal in. Kom ek lees Johannes 1 vers 1 wat almal behoort te ken. In die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. Met ander woorde, die woord is Jesus. In die begin was Jesus en Jesus was by God en Jesus was God. Vers 10 sê, hy was in die wêreld, hy was in die wêreld en die wêreld het hom nie geken nie. En hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Amen. Sy te word aan hulle wat in sy naam glo. Ons wat Jesus aangeneem het, is kinders van God, ons glo in sy naam. En daarom het God ook 'n plan vir elkeen van ons. En die plan, soos ek gesê het, is Jesus. Baie mense kom na my toe, pastoor, wat moet ek doen? Ek het nou 'n ander werk gekry, moet ek hier werk, of moet ek daar werk, of moet ek so werk? Ja, God stel belang in die klein dingetjies. Toe ons nou die Vrydag aand gebid het daar, toe so 'n klein dogtertjie na my toe gekom, en sê, ek vra van, wat kan ek vir jou bid? Sy sê, pastoor, bid vir my hondjie. Is dit verkeerd? Nee, dis hoe sy gesien het. Pastoor, bid vir my hondjie. Baie mense, julle weet, God het 'n groot plan met julle. Wat is julle plan? Is jy in die plan van God? As jy ongelukkig is waar jy is, hoekom is jy ongelukkig? God gee aan elkeen van ons iets in sy hart, iets om te doen, solank as jy dit nie doen nie, sal jy ongelukkig wees. Solank as jy dit nie doen nie, gaan jy ook op 'n stadium kom dat jy voel, nee, maar ek kan nie meer nie, ek is dood, God het my verlaat. God het jou nooit verlaat nie, kind van die Here. Kom ons verstaan dit vir eens en vir altyd. Ons lewe nie deur dit wat ons sien nie, ons lewe deur geloof. Glo dat God jou nooit sal verlaat nie en jy sal sien dat jy sal groei en dit sal beter met jou gaan elke dag van jou lewe. Elke dag. Ons is kinders van God. Ons is erfgename, ons is mede-erfgename. Dit is wat Johannes 1 vers 1 sê. En in vers 14 sê, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. Daar's twee dinge wat baie, en net die volgende vers, net 'n paar versies later sê hy weer, want die wet is deur Moses gegee en die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom, vol van genade. Die wet is deur Moses gegee, en die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. As ons die waarheid ken, dis alleen dan wanneer ons genade sal verstaan. Genade is om te weet dat ons dood was en God het ons lewendig gemaak. Vanaand ek praat nie, ek is opgewonde oor die jong mense, en ek sien, God het 'n plan met hulle, met elkeen van hulle, en God wil vir my en vir jou gebruik om die jong mense te leer, maar ons moet ook die jong mense leer, want baie van hulle sê vir my, nee, we live by grace, ons leef deur genade, pastoor, so wat ek ook al doen, die Here sal my vergewe, en ek kan maar so bietjie dit doen en dat doen, die Here gaan my vergewe. Ja, God sal jou vergewe, want hy in Johannes 1 vers 9 sê, God is getrou en regverdig. As ek my sonde bely, gaan hy my vergewe, nooit weer daaraan dink nie, maar ek kan nie aanhou en sonde kom nie, en sê, nee, maar as ek hier by die kerk kom, dan praat die pastoor net oor sonde. Wat is die waarheid? Die woord van God is die waarheid, en as ons die waarheid ken, dan sal ons genade verstaan. God se genade is groot. Mens kan 100 keer val, elke keer kan jy opstaan, jy kan in dinge gebeur, God haal mense uit, soos ek gesê het, uit die sonde uit. Die genade van God is groter as wat ons ooit kan dink. Maar ek wil ook vir hulle sê, moenie gespeel met jou genade nie. Wat sal gebeur as jy in hierdie toestand is en jou lewe gaan verby? Party mense het vir my gesê, ek het al eendag met hulle gepraat daaroor. Hulle sê een keer gered is altyd gered. Daar is nou weer 'n ander teologie daar. Dit is waar en dit is ook nie waar nie.
As jy regtig gered is, dan sal jy altyd gered wees. Maar as jy nie regtig gered is nie, dis dan wanneer jy ingaan en die verkeerde paadjies loop en dinge doen. Hoekom staan daar in die Bybel die verlore seun? Want daai mense het vir my gesê, en ewen vir die ouers, die kinders wat drugs gebruik, sê die ouers, hulle vir die ouers, moenie bekommerd wees nie, die kind is gered. Hy gaan hemel toe, al gebruik hy drugs. Is dit so? Nee, dis hoekom staan die verlore seun. Hy was verlore. Eers toe hy terugkom, ja. So ons kan nie dit spreek nie, kinders van die Here. Ek kan nie sê iemand wat in sonde is, nee, ek moet nie oor hom worry nie. Hy's gedoop, hy's gered en hy het sy hart vir die Here gegee, maar nou is hy in sonde. Dis nie wat ek bedoel het om te sê nie, maar ek sê dit omdat ek voel ek moet dit sê. Dit is wat ek net wil sê, dit is hoe genade werk. Lukas 10 vers 23. Ek het nog nie eintlik gehoor iemand preek oor hierdie vers nie. Dit is eintlik 'n maklike vers, maar moeilik. Kom ons lees vers 23. Die agtergrond is die sending van die 70 disippels. Jesus het die 70 mense uitgegaan, laat uitgaan. Hulle kom terug. Hulle sê, maar wat het gebeur? Hulle sê, Here, self die duiwels luister na ons en alles. Hy sê, moenie bly wees dat die duiwel na julle luister nie. Wees bly dat julle gered is. Nou, vers 23 sê hy so. En hy het opgestaan, hy het omgedraai, dis Jesus, na sy disippels toe. Kom ons wees bietjie geestelik vandag. Jesus draai om na ons toe. Ons is mos sy disippels. En afsonderlik aan hulle gesê, salig is die oë wat sien wat julle sien. Salig beteken blessed, om geseën te wees. Hy sê, salig is die oë wat sien wat julle sien. Jesus draai na ons toe en sê, salig is die oë wat sien wat julle sien. Wat sien ons? Sien ons wat hier in die kerk aangaan? Sien ons dat mense gered word? Sien ons dat mense genees word? Sien ons dat kanker? Sien ons hierdie goeters? Want hulle het dit gesien. En hy sê, salig is julle wat dit sien. Dan sê hy verder vers 24, want ek sê vir julle, baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien. In die ou tyd, in die Bybelse tyd, in die Ou Testament, het hulle gesê, die Jesus gaan kom en hy gaan mense gesond maak en alles. En profete en konings het gewens om dit te sien en het dit nie gesien nie. En om te hoor wat julle hoor, om Jesus se stem te hoor, en het dit nie gehoor nie. So ons is bevoorreg hier waar ons lewe vandag, om te sien wat ons sien, om te hoor wat ons hoor. Dit is wat Jesus sê, kan ons sê amen daarop. En ek is opgewonde, want ek gaan nog meer hoor en ons gaan nog meer sien in hierdie kerk, kan ons sê amen. Ek wil net van die planne ook sê, die planne van die werkmense, party mense wil vorentoe gaan, ander mense wil ontslae raak, hulle sê die ekonomie is sleg en alles. Ons is besig, ons gaan nou na kerk ook 'n vergadering hou. En in die vergadering gaan ons bespreek, want ek weet dat die Here wil hierdie kerk seën, want God seën sy kerk. En ek weet dat die Here die kerk gaan uitbrei. En ek weet dat hierdie jaar wat nou kom, ek sê dit vir julle in die naam van Jesus, gaan ons ook 'n tweede diens hou. In hierdie kerk gaan dit goed gaan met die kerk. En ons beveel dit, ons spreek dit, ons spreek lewe oor ons kerk. En dis wat ons spreek. Dit is die plan van God vir ons kerk. Amen. So ons planne is dit. En ons gaan sien en hoor. Salig is julle wat sien en hoor. Kolossense 1 vers 26 en 27 sê hulle, naamlik die verborgenhede. Nou praat hulle van geheim, verborgenhede is geheim. Naamlik die geheim wat van die eeue af en geslagte af verborge was, maak nou geopenbaar aan sy heiliges. God maak die verborge dinge nou aan sy heiliges, aan ons, openbaar hy dit, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heiden is, dat Christus onder julle die hoop van heerlikheid is. Hoekom hulle sê dat die plan van God het gefaal om die Israeliete, hulle het ook God gefaal. Maar Jesus sê dat die van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Wie is die heidene?
Ek en u was heidene gewees, julle weet dit, né? Die verborgenheid van God sê dat God se plan nou ook vir die heidene is, ook vir my en vir jou. Amen. Kan ons dankie sê, Here, dankie dat u plan ook vir my is. Ek was 'n heiden, ek het nie geglo nie. Hulle praat van pagan mense en al daai goed. Dit is die plan van God. God is 'n God van vol van genade en medelee en liefde. Dis die Here wat ons dien. Van genade, medelee en liefde. En hy het ons so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe. Efesiërs 1 vers 9. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgenem het. God het die geheime van sy wil bekend gemaak, na sy welbehae wat hy in homself voorgenem het. Sy wil, God se wil en God se plan. En sy wil is, die beloftes van die Here wat ons gesing het, is dat almal tot bekering moet kom. En hoe gaan dit gebeur, kinders van die Here? Hoe gaan mense tot bekering kom? Ek dink is in Romeine wat daar staan, maar hoe sal ek die woord van die Here hoor as daar nie iemand is wat uitgaan om dit te verkondig nie? Wie moet dit verkondig? Die pastoor. Ja, ek verkondig dit aan julle sodat julle dan aan ander mense kan verkondig. Nie om net stil te bly by die kerk nie, is dit so? Dit is die gawe, dit is wonder van ons kerk, dat mense uitgaan en gaan verkondig die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dis die verborgenhede. Efesiërs 3 vers 3 sê, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenhede, soos ek van tevore aan kortliks geskryf het, dat die heidene met die mede-erfgename is, en medelee van die liggaam, en mede-deelgename van sy belofte in Christus, deur die evangelie. Kan ek dit weer lees asseblief? Kom ons lees dit mooi. Luister wat sê hy. Hy sê, ek maak die verborgenhede aan julle bekend, dat die heidene, dis ek en jy en ons almal, mede-erfgename is, en mede van die liggaam van, medelede van die liggaam van Christus is. Sy belofte in Christus, deur die evangelie. Hoe? Deur die evangelie, die goeie nuus van Jesus, die evangelo. Ons verkondig die goeie nuus van Jesus, en ons is Adam se eende. Ons is nie van hier nie. Ons ervaar die goeie nuus van Jesus. Sonde maak ons dood. Ons natuurlike karakter, in ons hart is sonde. Ons word nie met sonde, in sonde gebore. En in sonde word ons nadag sondig. Ons hart is vol sonde. Die natuurlike karakter van elkeen van ons is sondig. Ons het 'n sondige karakter. Amen, sê ons so? Of praat ek nonsens? Maar wat sê die Here? Maar God kom vir ons sondaars. God kom vir julle. Hy kom vir my, het vir my gekom toe ek diep in die sonde was. En ek het hom aangeneem. Vir almal, maak nie saak hoeveel jy opgemors het nie. Met genade, sy bloed, wat nooit sy krag sal verloor nie, reinig ons. Dit sluit vir my en vir jou in. Dit is die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Ons moet nooit mense afskryf, die kinders van die Here. Ons moet aanhou glo, ons moet aanhou vertrou, om te sê, moet nooit mense afskryf nie. Tot ek het geleer, as ek 'n dronk man sien in die straat lê, dan sê ek, daar's ek, as dit nie was vir die genade van God nie. Ons almal, die kerk is 'n plek waar mense moet kom en tuis voel, want hulle, maar die sonde, die goede moet out in the name of Jesus. En as daai goed uitgaan, dan word die verandering. Dan, Efesiërs 2 vers 8 sê, want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons is sy maaksel, sy geskape in Christus, vir wat? Tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Nou het ek nog nie een versie, dan is ek klaar. So goeie werke, dat ons daarin kan handel. Ek het laas mos gepraat in Matteus 6, oor hoe moet jy werke doen, kan werke jou red? Kan werke jou red?
wat sê 1 Korintiërs 12, is mos oor die liefde. Al sal ek tale van engele spreek, al sal ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan is alles te vergeefs. Hierdie mense van, ek wil versigtig wees wat ek praat nou, van wat so baie goed doen vir die land, Gift of the Givers. Gift of the Givers doen baie goeie werk, baie goeie werk. Hulle gee baie dinge. Is hulle gered? Dankie Dani. Hulle is nie gered nie. Julle moet mooi kyk, waar hulle gee, hoe hulle gee, waar kry hulle geld, waar gaan die geld heen. As hulle audit van hulle boeke doen, sal party van julle skrik om te sien waar gaan hy geld heen. Baie geld. Baie geld. Ek praat net om te sê, nie om te gee. Jy kan nie, dit is wat ek mos nou gelees het. Uit genade is gered, nie deur werke nie. Maar tog, dis die laaste versie, tog sê die woord van die Here vir ons, in 1 Petrus 2, die wil van God. Ek het oor die wil van God gepraat. Die wil van God is dat almal gered word. Die plan van God is Jesus, en die wil van God is die beloftes van God, en al die beloftes is ja en amen. Die wil van God, sê 1 Petrus 2 vers 15, so is die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. Die wil van God is dat ons moet goed doen, sodat ons die onkunde van die dwaase mense kan stilmaak. En vers 16 sê, as vry mense, en nie asof julle die vryheid het as dekmantel vir die boosheid nie. Ons is vry, maar die vryheid is nie daar vir die dekmantel van die boosheid nie. Dit is altyd vir my hartseer, en dit is die hartsteerste ding vir my is, as ek in die koerante lees, hierdie pastoor of hierdie dominee het nou afgedwaal, hy het dit en dit gedoen. Dit is baie interessant. Dit gebeur nie een keer nie, en dan word hy nou geexpose nie. Dit is oor 'n lang tydperk. Dit is hoe bedrog ook werk. Mense wat bedrog pleeg, hulle gaan nie en steel 1 miljoen rand nie. Nee, dit begin met 'n klein dingetjie. Ek weet, ek het met sulke sake gewerk. Die vrou werk daar met die boeke. Ja, flip, ek het nie geld by die huis nie. Wag, ek gaan net 'n paar rand uitvat uit die rekening uit. Ek sal môre kom terugbetaal. Vat sy dit? Hulle let dit nie op nie. Volgende maand bietjie meer, volgende maand bietjie meer. Dis hoe mense vir bedrog aangekla word, wat miljoene rande by 'n firma steel oor 'n lang tyd. So is dit in ons lewe ook. Ek preek lekker hierson, hè. Julle like my prediker, né? Ken julle my? Nou mense, ek sê dit met 'n grap, maar ook mense wat goed kan preek lekker, né? As hulle verkeerde goeders doen. Die salwing is nie meer daar nie, maar die woorde is nog daar. Hy praat nog soos iemand wat, dis hoekom julle moet ook bid vir onderskeiding van geeste, dat julle kan sien, praat die man reg, hoe sy lewe, is hy nie besig met verkeerde dinge nie. Die vryheid is nie vir die dekmantel om kwaad te doen nie. Ons is vry, maar die dekmantel van kwaad doen, dis waar dit begin. Deur mense wat 'n gawe het. Ek wil nie 'n gawe hê nie. Ek wil deur die Gees van die Here vervul word, en julle moet ook vir my bid. As vry mense, en nie asof julle vryheid as dekmantel van boosheid nie, maar as diensknegte van God. Dit is wat die Here van ons verwag. So almal van julle verstaan nou wat is, daar's twee dinge mos nou, Annerdamse eende, ons is Annerdamse eende, en ons gee om vir mekaar en die. Amen, ek het klaar gepleeg. Kom ons sluit die oë. Vader in die hemel, dankie vir die voorreg wat ons het om die goeie nuus, die evangelie van Jesus te verkondig. Dankie Here dat elkeen wat hier is, ek bid Here dat hulle ore en hulle oë, dat hulle sal weet, hulle is salig om te sien wat hulle sien en te hoor wat hulle hoor. Dankie dat ons salige mense is, Here. Ons het 'n honger om meer te sien, om meer te hoor. Ek bid Here, dankie dat die woord van die Here sê, ek profeteer die woord wat sê, my woord sal nooit ledig teruggaan nie. En ek bid dat hierdie woord en elke woord wat gespreek word in die kerk nooit ledig sal teruggaan nie, maar dit sal vrug dra, vrug wat sal hou en goeie vrugte, dat ons vrug sal dra. Dat ons sal dink oor dit en uitgaan, Here, dat ons
'n verskil sal maak in ons omgewing. Dis wat U wil hê, dis die wil van die Here. Want dankie dat U deur mense werk, mense soos ons. Here, werk deur ons. Ek wil my hand opsteek en ons wil die kerk se hand ek wil die kerk se hand opsteek en sê Here, help ons, gebruik ons sodat ons dooie mense kan resus, dat hulle kan opstaan en dat die Here kan dien, dat die evangelie van Jesus uitgebrei word volgens U woord. Amen en amen.